Goeiedag, baie dankie dat jy saamluister. Ons tema vir vanaand se oordeenking is geloof by die huis en ons kyk na Deuteronomium 6 vers 6 tot 7. Hierdie gebooie wat ek jou vandag beveel het, moet in jou hart wees. Jy moet dit by jou kinders inskerp, met hulle daaroor praat wanneer jy in jou huis is en wanneer jy op pad is en wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Ons weer dan verder in hierdie gedeelte staan daar, dit moet 'n merk op jou voorkop wees, skryf dit op jou hande, skryf dit op jou deurkoestyne, op jou stadspoorte. Jou hele lewe moet geken word daardeur, dat jy as 'n disipel van die Here se wil vir jou lewe, sy roeping vir jou lewe volg. Want daardie roeping is wat jou lewe inkleer en betekenis gee. Nou is dit so dat baie van ons op vakansie gaan, weg van die kerk af, en ons kinders is op vakansie van skool en ook vakansie van katekisasie. Hoeveel is ons besig om ook te werk daaraan, om hulle op te lei in die woord van die Here, en besig te wees met dit wat die Here vir ons lewe roep, of wat sy roeping vir ons lewe is, om ons daarin op te lei. So wanneer ons aan geloofsvorming dink ons dikwels eers aan die kerk. Ons dink aan eredienste, katekisasie, Bybelstudiegroepe en jeugaktiwiteite. En dit is alles kosbare middele, baie nodig, goed wat die Here in ons lewe inskryf, wat sy wil vir ons is. Dinge waardeur die Here ons geloof versterk. Maar dis nie waar dit ophou nie. Dit gaan baie verder as dit. Dit gaan daaroor dat ons by die huise ook disipels moet wees wat disipels maak. Ons bespreek dan hierdie tema geloof by die huis. Dit maak ons natuurlik nie los daarvan dat ons geloof nie saam met medegelowiges het nie. Maar daar's tye waar ons weg is van ons medegelowiges, of waar ons nie die moontlikheid het om te gaan nie. Hoe maak ons dan? Die dae tussen Sondae, wat ons by ons huis saam met ons kinders is, hoe maak ons dan? Deuteronomium 6 herinner ons aan iets wat ons maklik vergeet, die belangrikste plek waar geloof geleef word, of eintlik die plek waar die meeste ure is, want Sondag en Bliskatekisasie is 1 uur en 'n half, en wat van die ander ure in 'n week, waar dit oorgedra word, is nie die kerkgebou nie, maar die huis. So Moses sê nie vir ouers om hulle kinders net weekliks na die priesters toe te stuur, of seker te maak hulle kom by die tempel uit, en seker te maak een of ander profeet gee vir hulle van die Here se woord, iets van die Here se woord nie. Hy plaas die verantwoordelikheid vierkantig op ons as ouers, te sê, dat jy is verantwoordelik daarvoor om jou kind op te lei en te voed in die woord van die Here. Dis ook wat ons binne in ons doopsbeloftes beloof het, ons sal doen. En dit geld nie net vir ouers met kinders nie, dit geld vir oumas en oupas, dit geld vir ooms en tannies, dit geld vir enigiemand wat een of ander vorm van 'n mentorrol in 'n kind se lewe inneem. En dis nie noodwendig net klein kindertjies nie, maar groot kinders ook, of groot mense wat jy mentor, is enige mentorplek waar jy 'n voorbeeld moet wees. Die Here se woord moet eers in jou eie hart leef, en daarna kan jy dit deel met die mense rondom jou. Met ander woorde, ons objektief as disipels van Jesus is om te groei as disipels, en dan kan ons uitgaan en disipels maak van die mense rondom ons. En daarom noem Moses nie spesiale geleenthede nie, maar gewone oomblikke. Wanneer jy in die huis is, wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan slaap en wanneer jy opstaan. Met ander woorde, laat jou lewe kenmerk wees daardeur dat jy as disipel groei in en uit die Here, en die Here verheerlik in jou naderkom in hom, in jou uitleef van hom, in jou verheerliking van hom deur die leef in die vrugte van sy woord. So die praktiese uitdaging vir die vakansietyd vir ons as gesinne, al is jy alleen, al is dit net jy en jou vrou of jy en jou man, al is dit met 1 kleinkind of 10 kleinkinders, al is dit met 1 kind of 5 kinders. Maak seker dat jy elke dag saam 'n gedeelte uit die Bybel uitlees en oor dit gesels. Om in daardie gedeelte nie net te sê ons het nou iets uit die Bybel uitgelees nie, maar om te sê, kom ons probeer verstaan wat het ons van God se karakter leer ken in hierdie gedeelte. So doen dit saam, leer saam, groei saam, om elke aand as gesin saam te bid. En julle dag, die vreugdes, die uitdagings, al die verskillende dinge wat in hierdie dag gebeur het, saam op te dra. Selfs al is jy by die see, al is jy op vakansie en die kind's moeg, omdat het heel dag geswem in die see, en hulle was besig gewees om saam met hulle in die aand by hulle bed te bid, en vir die Here se seën te vra oor die nag, of vir die Here te loof en prys oor die dag wat verby is. Laat elkeen iets noem waar hy of sy die Here wil dank.
Een van die belangrikste dinge in ons geloof as disippels van Jesus is om bewuslike dankbaarheid te hê. En dit is iets wat ons so maklik agterlaat in ons lewe, om nie bewuslik dankbaar te wees nie. En dit beteken om nie te kyk na die dinge waar die Here so goed is in ons lewe, en daarop te let en die Here daarvoor te verheerlik nie. So wees bewuslik dankbaar. Wat 'n wonderlike geleentheid is dit nie in die tye wat ons rus, en die grootheid van die Here se skepping geniet, waar kan ons dalk vakansie hou, of net by die huis is en rustiger oomblikke kan beleef. Of miskien is hierdie nie vir jou rustiger oomblik nie, maar vir jou kind is dit. Om net daai vreugde van die kind wat kan ontspan en kan kind wees te geniet. Daar is soveel redes om die Here te loof en prys vir sy goedheid. Kyk na dit en dank hom. Vra elke dag een eenvoudige geloofsvraag, soos, wat het jy vandag van die Here geleer? Of waar het jy vandag God se goedheid raak gesien? Jy sal verbaas wees hoeveel verskillende dinge daar is, wat ons op 'n daaglikse basis as vanselfsprekend ervaar, of aanvaar, wat eintlik klein wonderwerke in ons lewe is. Dan maak die erediens steeds die hoogtepunt van julle week. Maak nie saak waar jy op vakansie is nie, iewers naby jou is 'n kerk, en as daar nou regtig nie is nie, skakel aanlyn in by die gemeente. En as 'n gesin beleef die erediens saam, deur daarin gekommit te wees, en te luister na die woord van die Here. Geloof kom deur die gehoor, en wat ons hoor is die verkondiging van die evangelie. Laat jou kinders, en laat jy, jou man, jou vrou, wie ook al in jou midde is, groei deur die hoor van die evangelie. Die Here leer dit vir ons, jy moet dit inskerp by jou kinders. Jy moet oor praat as in jou huis is, met ander woorde orals. Jy moet 'n disipel wees, wat disipelskap modelleer. Kom ons sluit af. Die kerk speel 'n onmisbare rol in ons geloof. Dis die Here se ontwerp. Sê vir ons in Efesiërs baie duidelik, hy het ons uitverkies om onder die hoof verenig te word. En daai hoofskap is Jesus ons Here, wat die hoof is, en ons is die kerk, die liggaam wat uit hom uitgroei. Dis 'n duidelike doel binne in ons lewe, en dis 'n wonderlike vreugde om deel daarvan te kan wees. Maar wanneer ons in tye in ons lewe is waar ons weggeneem word van dit, of waar selfs die aktiwiteite van jou geloofsgemeenskap afslek, dan moet jy weet dat die Here het nooit bedoel dat ons onaktief moet wees nie. Die Here het nooit bedoel dat die kerk die huis se plek moet inneem nie. Die kerk is dalk 'n uur en 'n half 'n Sondag, jou huis is die hele week. So die gemeente ondersteun wat by die huis gebeur, die gemeente modelleer, die gemeente leer wat by die huis moet gebeur, maar die gemeente vervang nie wat ons as ouers, ons as grootouers, ons as ooms en tannies, ons as mentors se rol is by die huise nie. Daarom is die vakansie nie 'n onderbreking van geloofsvorming nie, dis 'n uitnodiging om weer te ontdek. Dis 'n stil geleentheid waar ons regtig weer kan tyd spandeer en die Here se teenwoordigheid, die Here se goedheid, die Here se genade kan beleef en ontdek. Dat die eetkamertafel, die motor, die sitkamer, die bedkant van 'n kind van die belangrikste plekke is waar God sy verbond van geslag tot geslag laat voortleef. Dat ons mekaar se hande op so 'n manier vat wat sê, ons en ons omgewing, ons en ons mense, ons en ons huis, ons en ons vriende, ons sal die Here dien, want ons is disippels wat disippels maak. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike voorreg om in u diens te mag staan, vir die wonderlike voorreg om u te mag ken, vir die wonderlike voorreg om u meer te mag leer ken, vir die wonderlike voorreg om tye van rus te hê. Ek wil u gee dat ons altyd disippels sal wees, nooit onderbreking sal hê of 'n breek sal vat van ons navolging van Jesus ons Here nie, en dat ons u sal verheerlik in dit, dat ons disippels is, wat disippelskap modelleer, vir ons kinders, ons kleinkinders, of wie ook al ons 'n invloed het, sommer net vir almal rondom ons, en laat ons u naam daarin verheerlik. Ons bid dit van die Here in Jesus se naam. Amen.